So ek is bly en ek's hartseer, ek's opgewonde om hierdie reeks te eindig. Ek's opgewonde want ek sien daar's verandering. Ek is hartseer want ek wil nog verandering sien. Want ek sien daar is nog soveel wat God wil doen in jou lewe. En ek wil hê, en hierdie hele reeks, ons gaan praat oor vergifnis, ons gaan praat oor bitterheid, ons gaan praat oor genesing, ons gaan praat oor die Heilige Gees, ons gaan praat om goed los te laat. Maar die doel van hierdie hele reeks was om jou vry te maak. Gaan nie oor om iemand te vergewe nie, ja, dit is deel van dit, maar is om jou vry te maak. Maar ons sien nog steeds soveel mense wat vasgevang is. Want hulle wil nie vrykom nie. Hulle glimlag buitekant, hulle glimlag en sê, nie alles is oukei. Maar dit gaan eintlik baie swaar. Die wat die bus was, sal dit goed ervaar het. Bitterheid steel. Want dit steel jou vrede, dit steel jou vreugde, dit steel jou energie, dit steel jou passie. Dis wat bitterheid doen. En as jy nie vry is nie, word jy bitter. Amen. So in hierdie hele reeks was dit nie om mense te vergewe net nie. Dit is om jou vry te maak. Want as jy nie vry word nie, word jy bitter. Jou passie word minder. Jou om kerk toe te gaan word minder, want jy sien nie meer 'n doel nie. Jy lees nie meer Bybel nie. Jy kom nie meer by mense uit nie. Jy word 'n kluisenaar in jou eie huis. Maar Jesus breek elke ketting. Hy kan 'n ketting breek, hy kan die seer breek, hy kan die skaamte, die woede, die verlede, die onvergewensgesindheid, hy kan alles breek, want sy naam is Jesus. Ek hoef nie hoe die Engels het sê. He is Jesus, the chain breaker. Hy kan daai ketting breek wat jou vashou. En jy sê, Mattheus, jy verstaan nie wat ek deurgegaan het nie, jy verstaan nie wat ek gedoen het nie. Kom ek lees vir jou wat Jesus sê. Hy het hierdie gesê, hy was soos in 'n sinagoge gewees en hulle vra vir hom om iets te lees. En luister wat hy sê in Lukas 4 vers 18. En hy profeteer nou, of hy eintlik sê, hierdie profesie het tot vervulling gekom in Jesaja 61 vers 1 tot 2. Hy het my gestuur om die wat gevangenes is vry te laat. So as jy gevangene is, wil jou vry maak. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylatiging vir die gevangenes uit te roep en herstel van gesig van blindes, om ondergedruktes in vryheid uit te stuur, om na die jaar van die Here aan te kondig. Die genadejaar van die Here aan te kondig. So luister wat Jesus gedoen het. Hy het gekom om die gevangenes, wat te doen? Vry te maak. As jy nou gou, my pa het nou so mooi ou sirkelmooi gewys vir julle, nê? Van 'n skaal van 1 tot 10. Hoe vry is jy? Hoe vry is jy regtig? Want as jy jouself moet meet, en jy is vir jouself, dit is vir my nie. As jy jouself moet meet en jy is onder 5, my boetie en sussie, daar's fout. Daar's ietsie wat jy moet hanteer. Jy kan nie net heeltyd onder 5 bly nie, jy kan nie eintlik bo 5 bly nie, jy moet die topnommers wees. Ek praat van 7, 8, 9 en 10. En jy nooit of ons op by 10 wees nie, maar ons kan naby kom. Maar om vry te wees is om bitterheid te los, is om onsself neer te lê en God op te roep en vir hom te volg. Amen. Jesus het na die kruis toe gegaan sodat hy nie nooit swaar sal kry. Hy het nie so swaar gedra nie. Hy het gegaan daarso vir vryheid. Om jou vry te maak van sonde, om jou vry te maak van die laste van hierdie lewe. Hy wil jou vry maak van alles wat jou terughou. So hou op heeltyd om hierdie kettinge te identifiseer en te sê, jy is jou pyn. Jy is nie jou pyn nie.
Jy is nie jou verlede nie, jy is nie wat mense sê wie jy is nie. Wie jy is 'n kind van God, en hy het jou vrygemaak, hy het jou vrygespreek, so glo dit. Glo dit vandag. Hy het dit gekoop op die kruis. Hy het 'n duur prys betaal. Dink vir jouself, sal jy ooit op daai kruis gaan? Baie mense, ja man, as hy het gedoen, kan ek het doen. Ek dink nie, ons sal ooit dit kan doen. Want ons is so selfsugtig vir onsself. As iets net verkeerd loop, dan is dit tickets. Ons gaan praat oor vergifnis en wat vergifnis doen aan jou. En vergifnis verander nie jou verlede nie. Jou verlede is daar, wat gebeur het gebeur. Jy kan niks verander aan dit nie. Maar wat jy kan doen, is as jy vergewe, verander iets anderste. Jou toekoms. Hoekom? Want jy word vry. Baie keer, die vyand is so lief om jou verlede op te bring. Hy is so lief om vir jou te wys wat jy alles verkeerd gedoen het. Wat jy alles, wie jy allemaal seer gemaak. Hy is lief vir dit. Want weet jy waar bly hy? Hy bly in die verlede. Dis waar die vyand is. As jy nou gaan lees wat in Openbaring staan, kan ons klaar sien wat in die toekoms gaan gebeur. So hy weet klaar wat waar hy is. Hy's in die verlede. So dis waar hy bly en dis waar hy ons wil hou. Jy is nie jou verlede nie. Jy is nie wat mense van jou af sê nie. Jy is God se kind. Maar as jy vergewe, as jy verander die toekoms. As jy wil vrykom van goeder af, moet jy vandag besluit. Nie môre nie, nie oormôre nie, vandag al besluit, van as jy wil vrykom of nie. Want bitterheid bind ons tot jou pyn. Bitterheid bind jou. Hebreërs 12 vers 15 sê, laat geen wortel van bitterheid opskiet nie. Onvergewensgesindheid is die mense nie vergewe nie, of jy of 'n sonde enigiets nie, dit hou jou vas aan mense. Mense wat jy al wil van vergeet, mense wat jou seer gemaak en jy wil net vergeet van hulle, dit hou jou vas. As jy mense nie vergewe nie, is jy nog steeds geconnect aan daai persoon. Aan daai oomblik wat daai soveel seer vir jou gegee het, dit connect jou met daai. As jy nie vergewe nie, is daai band nog daarso. Selfs met as jy vas aan jou wonde is. As soveel mense wat met soveel pyn deur jare en jare loop. En hierdie wond word net nooit genees nie. Want jy het nog nie vergewe nie. Want die band is nog daar. Jy vergewe miskien, maar jy hou daai bandjie vas. Hy kan daai touwtjie miskien so kort wees, maar jy hou hom vas, want jy weet, as jy nou hom gaan vergewe, beteken dit, jy kan nie meer die pyn voel nie. Jy voel, as jy hom vergewe, sê jy, dis okay wat hy gedoen het. Vergifnis beteken nie dit nie. Vergifnis is, jy word vry. Jy word vry van wat die persoon aan jou gedoen het. Jy word vry van onvergewensgesindheid. So, wil jy kies vandag om nie meer vas te hou of vasgemaak te wees aan jou verlede nie. Want dan moet jy vergewe. Dan moet jy die keuse maak. Want as jy nie daai keuse gaan maak nie, dan kom ietsie anderste in. En hy gaan die keuse vir jou maak. Sê ek maak die keuse. Ok, ons probeer gou weer. Ek maak die keuse. Ok, so wie maak die keuse? Jy maak die keuse. Nie ek nie. Nie persoon langs jou, nie jou man of jou vrou, of jou ma of jou pa, of whoever nie. Jy maak die keuse. Want as jy nie die keuse maak nie, gaan jy die gevolge dra. Ons almal dink nie, is die ander persoon se skuld, die ander persoon se skuld. Nee, dit is jou skuld. Want jy moet vergewe, is jou keuse. Jy moet dit doen. Jy kan nie net ook eenlik, as die Heilige Gees daar ons te help, nee, hy is so wonderlik, hy is so fantasties, nee. Maar jy kan nie net op een emosionele oomblik wat jy gehad het met die Heilige Gees en dink, alles is hankie-dorie. Jy kan nie net dink, soos die eers hierdie funny gevoel gehad het en nou eers skielik is alles okay nie. Dit beteken die Heilige Gees is net daar om te sê van, hoor, ek is hierso. Maar hy verwag nog ietsie van jou. Wat verwag hy?
Hy verwag jy moet nog steeds die besluit neem. Hy verwag jy moet nog steeds die stappe doen. Hy gaan nie vir jou, jy kan nie net sê, Here vergeet, laat ek net almal vergewe nie. Doe, jy moet die keuse maak. Hy wil krag gee om dit te doen. Hy sal jou help daardeur, maar jy moet daai stap neem. Ons kan nie verwag dat die Heilige Gees moet alles doen en ons wil niks doen nie. Hoor julle vandag? Ons verwag so baie Christene wat verwag dat goed in hulle skoot moet val, van Here, Jesus, ek wil so graag ek wil so graag meer van U weet. Maar hulle lees nie Bybel nie. Soos, hoe verwag jy die Gees moet vir jou inspirasie gee, vir jou wys wat jy moet hê en wat jy moet glo, as jy nie iets doen nie? Selfs met vergifnis, hy soek ons moet iets doen. Amen. Hoe is 'n harde een vandag, maar as jy wil vry te maak en te wys as jou lewe vry of nie. Want as jy nog nie vry is in die boetie en sissie, is dit tyd om vry te word, vry te kom van al die goeders wat die vyand ons wil weer teruggaan. Want vryheid moet beskerm word. So ons bly in 'n land van demokrasie. Ek weet baie mense het hulle opinies, hou jou opinies. Ons lewe in 'n land van demokrasie. Ons het vryheid. Ons het 'n vryheid van geloof. Ons kan hierso in die openbaar kan ons God eer, ons kan God prys. As lande wat dit nie het nie. So wat doen ons? Ons het soveel organisasies wat probeer om vryheid, die vryheid van geloof te beskerm. Daar is 'n spreeu wat 'n kossie eet. Hy klop vir ons net. Ons moet vryheid beskerm. As jy vryheid het, moet jy ten alle koste beskerm. Want die vyand kom so vinnig. Galasiërs 5 vers 16. Wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeertenheid van die vlees volbring nie. Walk by the Spirit. So wat sê dit vir ons weer? Ons het dit al genoem. As jy by die Gees wandel, as jy doen wat die Gees vir jou sê, wat God vir jou sê, dan sal jy nie doen wat die vlees sê nie. Die vlees wil hê jy moet heeltyd bitter wees. Hy wil heeltyd hê jy moet onvergewensgesindheid hê. Hy wil hê jy moet nog vas aan jou verlede. Hy wil hê jy moet nog steeds aan alles terugdink. Want dit is ons vlees. Ons is seer gemaak. So ek wil ander mense seer maak. Maar die Heilige Gees help ons. Is dit nie wonderlik nie? Ons is nie alleen in hierdie lewe nie. Die Heilige Gees help ons om nie terug te gaan nie. Die Heilige Gees help ons om nie terug te gaan nie. Om sag te bly. Om aan Jesus vas te hou. Amen. Julle moet nou saam praat hierso, gaan my hart praat hierso. So bly in God. Bly in Jesus. Hulle het gebly daar op die tafel. Ek dink die krag is klaar. So waar moet jy bly? Okay, waar moet ons bly? In Jesus. Okay, kom probeer weer. Waar moet jy bly? Okay, goed. Julle saam praat. Ek gesê ons saam praat vandag. Nou, kom. So hoe gaan ons in Jesus bly? Jy bly in gebed. Jy bly in sy woord. Jy bly in gehoorsaamheid. Jy bly om sensitief te wees vir die Heilige Gees. Want as jy in God bly, dan gaan jy vrykom. Een van die mooiste goed wat ek vir jou wil lees vandag, net 'n quote gou vandag hierso en dit sê van the oil of your pressure and of your pain can be healing oil for somebody else. Jou seer, jou bitterheid, as jy vryheid kry, eie dit uit. As jy vrykom, kan jy ander help om vry te kom van dit. Amen. So vry mense help ander mense om vry te word. Ons is nie alleen in hierdie lewe nie. Ons is saam in hierdie lewe. En so moet ons mekaar help. Soos nou nog gepraat het van die olifant, as daar 'n klein olifantjie gebore word, die troppe wat om hom is, ons is daar mekaar te help. En as jy seer het, ons is hier om jou te help.
Van wanneer God jou vrymaak, word jou lewe 'n getuienis. In Openbaring sê dit vir ons, om die vyand te oorwin, is daar 3 goeters hoe ons hom gaan oorwin. Dis die bloed van die lam, die bloed van die Jesus Christus. Dis die woord van ons getuienis. Wat is jou getuienis? Hoe het Jesus jou vrygemaak? Wat het Jesus gedoen om jou vry te maak? Watter stap het jy geneem? Hoe was jy gehoorsaam gewees om vry te word? En dan die laaste ene, dat ons nie ons lewe tot die dood toe lief het nie. Beteken van, ek sal doodgaan vir Jesus. Kan jy regtig dit sê vandag? So daai is nou net 'n ekstra enetjie. Mense sien die verlede, jy sien verandering, jy sien hierdie goeders baie keer in ander mense se lewens en jy wens dit so op jouself. Jy wens, ag kyk hoe vry is daai persoon, kyk hoe gelukkig is daai persoon. Maar jy self bly in 'n plek waar dit heeltyd donker is, wat bitterheid is. Jy kan hierso by die kerk inkom en 'n mooi smile opsit vir almal hierso. Maar jou hart binnekant is nog steeds bitter, is nog steeds gebreek. Wil ek vandag vir jou sê, jy is 'n lig vir mense. Jy is nog steeds 'n lig wat skyn. Nie weerhou, as jy seer het, praat met iemand. Kom vry van wat die wêreld jou terughou. Word vry. Amen. En hy gaan vir jou daarsom deurbraak gee. Matteus 5 vers 14 gaan nou nie op die bord wees nie. So luister mooi. Julle is die lig vir die wêreld. Die ander vertaling sê van die wêreld. Jy is 'n lig. My boetie en sussie, is jy jouself 'n Christen noem? Wie noem hulle self 'n Christen? Ek het baie met mense. So, julle by die regte kerk. As jy jouself 'n Christen noem, is jy 'n ligtoring. Jy is 'n lig wat straal. So wat is besig om uit jou te straal? Ja. Ek hoop dit is lig, ek hoop dit is liefde. As ek jou buitekant hoor, ek wil 'n bietjie hoor wat sê die mense van jou? Wat se lig skyn jy? Want dis waar jy die antwoord gaan kry. En dis waar jy self eerlik met jouself moet wees. God wil jou gebruik. Amen. Amen. God wil jou gebruik. God wil jou gebruik om hoop te bring vir ander. Hy wil jou gebruik om ander op te bou. Hy wil jou gebruik om dat genesing uit jou uitvloei. Ek hoef nie net die enigste persoon te wees wat mense na die Here toe lei nie. Ek is nie die enigste persoon wat mense moet bemoedig nie. Ek is nie die enigste persoon wat hierso moet staan en sê, hoor hierso, om mense op te bou nie. Jy is ook daarso om mense te help. Jy is ook daarso om mense te bemoedig. Want deur jou lewe, hulle sien die lig. Want jy is 'n lig en die mense sien dit. Jou storie kan iemand anderste help oorleef. Jou getuienis kan mense bring na waar hulle vryheid kry. Maar wat soek God van ons? Hy soek dat ons vrykom. En wat doen? Hom soek. Hom eerste stel. Hom by ons in die posisie sit van waar ons wil sit. Want God is die middelpunt. Amen. Amen. So, ek gou 'n opsomming van die weke wat ons nou gehad het. So week 1 het ons gehad van ontvang vergifnis. So wie moet vergifnis ontvang? Ek. So die eerste week het ons gepraat van jy moet vergifnis ontvang. Jy moet jouself vergewe. Want die moeilikste ding is baie keer ons vergewe nie onsself nie. Die week 2 is van hoekom vergewe ons nie? Hoekom is dit so moeilik om ander mense te vergewe? Die hindernisse van vergifnis. Die hindernis is baie keer ons trots, baie keer seer, bitterheid. Hierdie goed wat ons in ons verlede terughou, dis die hindernisse wat ons verhoed om nie ander te vergewe nie. En dan week 3
Het ons gepraat van vergifnis as 'n leefstyl. Want waar hier is gepraat van 70 maal 7 en waar dit aanhoudend moet wees elke dag, waar ons nog steeds moet aanhou vergewe. Amen? So ons moet vir Eskom nou vergewe, want die krag het afgegaan. So ons moet vergewe konstant. Amen? So jy moet konstant vergewe, dit moet 'n leefstyl wees. En dan die vergifnisproses. Vergifnis is baie moeilik baie keer vir mense van sê van jy kan nie net sê Here, ek vergewe almal vir alles nie. Jy moet spesifiek en eerlik wees met jouself. Jy moet sê Here, ek vergewe vir Piet is nie hier nie. Ek vergewe vir Piet vir wat hy my gedoen het. Ek vergewe hom wat hy agter my rug geskinder het. En ek vergewe hom dat hy my laat seermaak en dat minderwaardig laat voel. Die proses van vergifnis is van jy moet eerlik wees van wat jou seer gemaak het, wie het jou seer gemaak en hoe dit jou laat voel. En die boekie is dit alles vir jou. Dis 'n proses wat ons moet deurgaan. En toe het ons laasweek gepraat bietjie oor die stem van die Heilige Gees en hoe die Gees nog steeds praat met ons vandag en hoe ons help om te vergewe. Want ons kan nie dit alleen doen nie. Jy kan nie met jou eie krag probeer vergewe nie. Jy kort die Heilige Gees om jou te help, om vry te kom, om hier weg te kom van al die laste en die bande wat die wêreld so op ons sit. En vandag praat ons van om vry te leef. Jy, my boetie en sussie, is gemaak om vry te wees. Nie om vasgevang te wees nie. Nie vasgevang in jou verlede nie, nie vasgevang in leuns nie, maar vry te wees. Hier sê, die vyand kom te steel, te slag en te verwoes. Maar ek het gekom om wat vir jou te gee? Lewe. Lewe in oorvloed. Nou hoe kan ons lewe in oorvloed hê as ons nie vryheid het nie? Ons moet vryheid hê om in oorvloed te lewe. So moenie weer net heeltyd moenie weer net hoop en sê okay, ek gaan nou net God almal vergewe nie en dit gaan oukei wees nie. Glo en vertrou die proses. Leef 'n leefstyl van vergifnis, ondersoek die hindernisse, hanteer die hindernisse en leef in vryheid wat God vir jou gemaak het. En bo alles wil ek net vir jou sê, bewaar daai vryheid. Want die duiwel loop rond soos 'n brinnende leeu. En hy wil daai vryheid steel van jou af. Hy wil daai vreugde steel van jou af. Nie toelaat nie, verhoed dit, laat hy dit kan doen. So moenie teruggaan weer na jou kettinge toe nie. Moenie teruggaan na die seer toe nie. As jy vergewe het, het jy vergewe. Ons kom baie keer wanneer ons mense vergewe het en ons onthou weer ietsie, dan moet ons weer vergewe. Dis nie van net geval nie. Dis van ek moet weer vergewe. En dit gaan die altyd wees wat jy moet weer deur die proses gaan, weer deur die proses gaan. Hoekom moet jy dit heeltyd doen? Want dit word dan 'n leefstyl. Amen. Okay, goed. So Jesus roep jou na vrede, hy roep jou na genesing, hy roep jou na vryheid. En nou, jy gaan nie die bord sien nie, maar die uitdaging vir die week, sal dit stuur op die groep, is van bid, Here, help my om in vryheid te leef wat U vir my gegee het. Dit is wat jy moet bid. Here, help my. Okay, hoor jy? Here, help my. Here, help my om in vryheid te leef wat U vir my gegee het. Dis 'n belofte wat God vir jou gegee het. Om vry te wees. Ja, Galasiërs 5 vers 1, Johannes 10 vers 10 en 2 Korintiërs 3 vers 17. Dan skryf jy neer waarvan God jou gedurend herinner in die reeks van vryheid wat jou vrygemaak het en dan kom spesifiek daarvoor. Ek sal dit stuur en dan op jou boekie waar ons laaste een is jy meer as doen die boekie en lees wat daarop staan. Ek gaan nie vir jou sê wat jy moet doen nie, op die boekie staan dit. Doen dit en vertrou God om jou vry te maak.
in hierdie tyd. Amen. Ek bid dat die Here regtig 'n nuwe lewe, 'n nuwe ontwikkeling, 'n nuwe hoofstuk in jou lewe ontwikkel het. Laat jy kan vergewe, laat die mense kan vryspreek en laat jy kan vrykom van wat jou terughou. En as jy sê jy wil regtig vry wees, as jy sê ek wil nie teruggaan nie, ek wil nie heeltyd ek wil alles oorgee, dan is hierdie jou oomblik. So ek wil hê jy moet jou oë sluit asseblief. Hierdie is jou oomblik. As jy vandag sê, Here, ek is nou klaar met al hierdie goed wat my so terughou. Ek is klaar met hierdie onvergifnis. Ek is klaar met alles wat ek moet heeltyd vashou en wat my neertrek, hierdie seer, hierdie bitterheid. Here, ek is klaar met dit. As dit jy is vandag, dan sê jy vir God, of kom ons gaan hierdie sommer saam bid. Almal bid dit hierdie saam. Here Jesus. Dankie. Ekskuus. Ek gee vandag elke seer, bitterheid en pyn vir U. Help my om in vryheid te leef, vol met U Gees. Gebruik my lewe vir U eer. Help my om my getuienis te maak, om ander te help. In Jesus naam. Amen. Amen. Jy is vandag hierso. Hoekom? Hoekom is jy hierso vandag? Wat is die rede dat jy hierso vandag is? Is jy hierso vir die lekker koffie? Is jy hierso vir geselligheid? Is jy hierso net om 'n mooi woord te hoor of net jou tyd te gebruik vir 'n Sondag? Hoekom is jy hierso? Jy is hierso vir 'n rede. En God het spesifiek hierdie rede vandag vir jou hierso gesit. Op hierdie dag is jy hierso gesit. En God wil jou gebruik. My boetie en sussie, as jy wil vat dit as 'n profetiese woord of jy wil vat dit as 'n bevestiging in jou hart. God wil jou gebruik. Hy wil jou getuienis gebruik. Hy wil hê jy moet vrykom. Dis die profesie wat ek het vir jou vandag. Dis die woord wat ek het vir jou vandag. Is om vry te wees. En koester die vryheid. Koester dit. Amen. Ek wil net dankie vir Jacques sê vir jou vinnige optrede. Dankie. En waar is nou sommer 'n nagmaal nog ingaan? En ek wil regtig jou bemoedig nou van die vryheid wat Jesus gee. En waar ons die nagmaal gaan gebruik en waar dit ons herinner van hierdie vryheid. Jesus het nie op die kruis gegaan want hy het gedoen nie. Hy het gedoen want hy het jou lief. Hy het gedoen want hy wil jou vrymaak. So hoekom wil jy ons heeltyd vasgevang wees? So waar jy ons nagmaal gebruik, net hierdie lees Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur die bloed, die vergifnis van sonde. So wanneer ons onvergifnis het, ons wil nie mense vergewe nie, is 'n sonde. Dis 'n sonde. En dis waar ons vra, Here, dankie dat U my vergewe. Maar dankie dat ek ander kan vergewe. En dan wie nog moet jy nog vergewe? Jouself. Jy moet jouself ook vergewe. So dankie vir die bloed. En ook dat U by die kruis toe gegaan het. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Galasiërs 5 vers 1. Staan vas in dit. Die kruis is hy staan nog steeds. Nie fisies nie, maar hy staan, die kruis. Om ons te wys, hy is nie daar nie. Hy het opgestaan, hy het vrygekom van die laste en van die dood af. Hy het vrygekom. En hy wys vir ons, deur die kruis, dat standvastig is, dat jy vry is, my vriend. Dit staan nog steeds.
So staan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak. Amen. Jy is vry. Sê ek is vry. Sê ek is vry. Glo jy dit? Op 'n skaal van 1 tot 10, hoe vry is jy? Wees eerlik met jouself. En dan as jy eerlik is met jouself, kan God werk. Want as jy nie eerlik is, lieg jy. En wat is lieg? Lieg is 'n sonde. Ons is vergewe. Ons is vry. Ons behoort aan hom. Jesus het klaar die prys betaal. En jy kan vandag hierso staan, of hierso wees. En ons almal gaan nou nagmaal gebruik, en jy gaan dit nie saam as familie gebruik nie, jy gaan dit alleen gebruik. En jy gaan vir Here dankie sê, vir die vryheid wat hy vir jou gegee het. En as jy nog nie vryheid het nie, dankie klaar vir hom vir die vryheid wat hy vir jou gaan gee. Want ons moet heeltyd om dankie sê, vir wat gaan kom. Amen. So, weet jy wat jy moet doen vandag? Jy gaan nagmaal gebruik. Jy gaan die Here dank vir die vryheid wat hy vir jou gegee het. Maar jy ook vir hom dank, dat hy jou nog vry gaan maak. Amen. So voor ons gaan gebruik, ek weet jy moet jou almal met jou oë toemaak, en Jacques gaan vir ons 'n liedjie speel. En soos jy gelei voel, en jy luister na die liedjie, gaan na die tafel toe, na die nagmaaltafel toe, en gebruik die nagmaal. Breek vir jou 'n stukkie af, en gebruik dit alleen, en dank God vir sy vryheid, en dank hom, dat hy nog vry gaan maak. Amen. Dankie, Jacques. Jou oor nog gesluit, asseblief. Here, ons dankie vir hierdie wonderlike dag, en Here, dankie dat waar ons die einde op vir my is, en waar ons die begin van die 6de maand ingaan van die jaar, wat regtig wys dat die jaar is halfpad verby. Here, waar ons nou in die tyd gegaan het van vergifnis, en Here, ek bid dat die vryheid van U op elkeen sal kom, en hulle sal help, Heilige Gees help elkeen om vry te kom van onvergifnis, van bitterheid, van seer, van goed wat in die verlede is, en Vader, laat ons nie skaam sal wees om te praat oor dit nie, dat ons regtig by 'n plek sal kom waar ons regtig egte vryheid kan beleef. En daai vrede wat net U kan gee, U alleen. Here, ek bid vir elke hart hierso, en elke persoon wat hierso was in hierdie 6 maande, of net vandag, of 1 keer of 2 keer hier was. Here, ek bid dat daar so 'n saadjie geplant is wat sal ontkiem en sal groei. Here, ek bid dat ons nie net 'n kerk sal wees wat stagneer nie, of net sê ons kom elke Sondag in en uit nie, maar dat ons sal wees 'n kerk wat groei. Ons sal nie stagneer nie, Here, ons sal groei en ons sal verbeter, want dis wat U soek van die kerk, om sterker te raak in die gees, om meer te kan doen vir U, Vader. En soos U vir U dankie, Vader, dat U besig is in ons kerk, besig is in ons dorp, Vader, en besig is in ons land. Here, ek sê vir U dankie dat U vir U seun wat vir ons gesterf het, dat hy die prys vir ons betaal het, dat ons kan weet wat waarlik vryheid is, en wat ook waarlike liefde is. Here, ek bid dat ons elke dag sal beleef, waar ons miskien sukkel met goeders, dat ons onsself terug onthou van die kruis, wat Jesus gedoen het. Hy het ons vrygemaak, hy het ons vrygekoop van hierdie sondige lewe af. En Here, ek sê vir U dankie, net vir elkeen sal seën in die week. Ek bid 'n blessing oor elkeen uit. Ek bid beskerming ook oor elkeen uit. En ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. En die gemeente sê, Amen en Amen.